Goeiemôre, en vandag is dit Handelinge 8. En Here, wat 'n wonderlike voorreg om in U teenwoordigheid in te beweeg deur U woord en Gees. U woord is lig vir ons pad. En terwyl ons nou Handelinge 8 oopmaak, Vader, vra ons dat U Heilige Gees ons oë en ons harte sal oopmaak. Help ons om te sien hoe U self vervolging en pyn gebruik om U koninkryk te laat groei. En maak ons gewillig om te leer uit Stefanus se vergifnis en Saulus, ou Paulus se ywer, Here, Filippus se gehoorsaamheid en die mense van Samaria se honger. Spreek, Here, U diensknegte luister. Amen. Net 'n korte inleidingsstorie op Handelinge 8. Handelinge 7 eindig met stof en bloed. Stefanus is gestenig, en terwyl die klippe val, kniel hy en bid, Here, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie, en dan sterwe hy. Ja, Handelinge tel presies daarop. Die eerste vers is kil. Saulus het hierdie moord goedgekeur. Dieselfde dag breek 'n ewige vervolging oor Jerusalem los. Huisdeure word oopgeskop. Mans en vrouens word uitgesleep tronk toe. Die gemeente, wat net weke tevore in eenheid gebid het, word nou letterlik uitmekaar gejaag oor die hele Judea en Samaria. Maar God gebruik die vertroosting. Die gelowige wat vlug, dra nie net bondeltjies klere nie, hulle dra die evangelie van Jesus Christus. Filippus kom in 'n stad in Samaria aan. Dieselfde Samaria wat Jode tradisioneel vermy het. En hy verkondig Christus. Onrein geeste gaan skreeuend uit. Verlamdes loop. En daar was groot blydskap in daardie stad gewees. In dieselfde stad is Simon, die towenaar. Ja, mense het hom die groot krag van God genoem. Maar wanneer die ware krag kom, verloor is sy toorkunste hulle greep. Selfs Simon glo en word gedoop, wel ons later sal sien sy hart nog nie reg is nie. Handelinge 8 skuif dus van 'n begrafnis na 'n opwekking. Van Jerusalem na alle nasies. Die dood van Stefanus lyk na 'n einde, maar dit word die saad vir die kerk, sy eerste groot sendingsbeweging. Goed, kom ons lees nou Handelinge 8. Saulus vervolg die kerk, hoofstuk 8 vers 1. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die hele gebiede van Juda en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Maar die evangelie is in Samaria, vers 4. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle kon gegaan, die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat 'n Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Ja, onrein geeste het met 'n groot geskreeu uit baie mense uitgegaan, en baie wat verlam en kreupel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem.
Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het hulle gelowig geword. En mans, sowel as vrouens, is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergeesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang, as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, gaan na die verderf met jou geld en al. Dink jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks wat julle gesê het my tref nie. So het die apostels dan kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. En nou kyk ons na Filippus en die Ethiopiër. 'n engel van die Here het vir Filippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dit is 'n stil pad. Filippus het toe klaargemaak en gegaan. 'n ontmande Ethiopiër, wat 'n hoë pos bekleed aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. En hy vra hom, verstaan u wat u lees? Verstaan u wat u lees? Verstaan jy wat jy lees? 'n vraag wat ek al baie gevra het, né? Vers 31, die Ethiopiër antwoord, hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie? Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. En soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Die amptenaar vra toe vir Filippus, sê vir my asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders? Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan. En die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan, en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie,
en het sy reis met blydskap voortgesit. Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan, totdat hy in Caesarea gekom het, en oral het hy die evangelie van Jesus Christus verkondig, tot sover vandag. Nou kom ons kyk net gou-gou vir 'n afsluiting na 'n paar dingetjies. Stefanus se laaste woorde was: Here, moet hulle hierdie sonde nie toereken nie, en hy sterf met vergifnis op sy lippe. Presies soos Jesus aan die kruis gesterf het. Vergifnis. Hoe lyk my hart wanneer ek onreg ly? Stefanus antwoord nie met haat of met selfverdediging nie, maar met voorbidding. Wanneer ek valslik beskuldig of seergemaak word, is my eerste reaksie vergelding of voorbidding. Glo ek dat God verlies kan omskep in 'n sending. Die gemeente se grootste trauma, Stefanus se dood en die vervolging, word God se strategie om die evangelie uit Jerusalem uit te stoot. Watter vertroosting of pyn in my lewe gebruik God dalk om my na nuwe mense toe te stuur? En wie is die Saulus waarvan ons nou gelees het? Saulus staan daar en hy keur die moord goed. Hy lyk soos die einde van die storie. Tog is hy 3 hoofstukke later die kerk se grootste sendeling ooit. Skryf ek mense vinnig af, of glo ek God kan selfs 'n vervolger omdraai? Tot sover. Kom ons sluit net af en sê vir die Here dankie, dierbare Vader. Dankie dat U nie deur mure, grense of vervolging gestuit word nie. Dankie Here dat die evangelie loop waar U kinders loop. Vergewe ons waar ons harte soos die raadsin hard geword het, of soos Simon se nog na mag soek. Here, vorm ons asseblief soos Stefanus, vol genade en waarheid selfs onderdruk. Stuur ons soos Filippus, gewillig om te gaan waar U sê, selfs na mense wat ander mense of ons selfs vermy. Ek gebruik ons vertroosting vandag om U naam bekend te maak. In Jesus se naam bid ons dit, Vader. Seën, vrede en genade vir julle almal geliefde kinders van die Here, vir wie God so lief is. Amen.